Nou is klomp tafels vanoggend. Ons sien dit elke maand. Maar daar's iets wat in my gees gewerk het met betrekking tot dit. En wat ek vir myself afgevra het, ek wonder, besef ons die waarde en die krag van die nagmaal? So many times we use these sacraments and it becomes something of a daily. We become complacent with regards to what God meant with these sacraments. Dit bekom alledaags, ons is al so gewoond. Ek kan onthou vandat ek my verstand kom kry het, was die nagmaaltafel in die kerk. My oupa grootjie het dit gedoen, my oupa het dit gedoen, ek het dit gedoen, ons almal doen dit. Ons kry dit elke Sondag, in elke gemeente, in elke kerk word die nagmaal gedoen, maar besef ons die krag van die nagmaal. En dit is waaroor ek vanoggend met u wil praat. En ek hou van vra. Almal wat my ken, weet, as hulle my ontmoet, jong mense, ouer mense, ek vra. I want to know you. En ek vra vir u vanoggend die vraag, is daar krag in die nagmaal vir u? Ja, ons almal sê ja. Ons besef daar is krag in die nagmaal. Maar leef ons daai krag uit, is die vraag. Wanneer ek hier uitstap, stap ek saam met die krag van die nagmaal hier uit. Of verdoing dit wanneer ek by daai deur uitgaan, ons het nagmaal gehad en dit is klaar, dit was goed, dit was lekker en so gaan ons aan. Nou vanoggend wil ek nie stilstaan by die nagmaalformulier volgens dogmatiese leringe nie, wat ons vind in 1 Korintiërs 11:23 tot 34, wat ek van die Here ontvang, sê Paulus, wil ek ook aan julle oorlewer, dat in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem en dit gebreek en gesê, neem eet. Ek wil nie daarby stilstaan. Maar ek wil stilstaan by die direkte woorde van Jesus in Matteus 26. Vers 26 tot 28, dit is waar ek wil stilstaan 'n bietjie. En ons gaan so 'n bietjie 'n reis vat. Ek gaan saam met my so 'n bietjie loop deur die woord, sodat ons die verstaaning van die krag van die nagmaal op die tafels van ons harte kan skryf en kan weet wat dit vir ons beteken. En dit lees as volg: en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet. Dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. 1 cup. Ons het kelkies vanoggend hier, maar dit kom uit 1 beker. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle uitgestort word tot vergifnis van sonde. Ek moet aan u pertinent sê dat die krag van die nagmaal lê in 'n geestelike gemeenskap met Christus, waar die gelowige deur die brood en die wyn fisies herinner word aan sy offer aan die kruis, en dit wat het ons gevier 'n paar weke gelede. Dit versterk ons geloof.
Verseker ons van vergifnis en voed die siel deur die Heilige Gees met ware deelname aan Christus se liggaam en bloed wat dit simboliseer. Op 'n geleentheid kom Paulus en hy sê, beklee julle dan met Christus. Nou, dis my eerste reis, wat ek wil saamvat. Dat dwars deur die Ou Testament was Jesus se kruisiging in sekere aspekte versteek en in profeseë aan ons gegee. Maar die mees interessantste voorbeeld van Jesus se kruisiging word in die natuur uitgebeeld in die ou dispensasie van Israel. En Dawid gebruik hierdie aspek in Psalm 22. Nou as jy die verband van alles wil kry, dan moet jy Psalm 22, 23, 24 tot en met 27 saam lees, sodat jy daadwerklik kan verstaan wat Dawid wil sê. En die interessante ding skryf Dawid oor die krimsonwurm, die skarlakenwurm. En die skarlakenwurm het 'n direkte skakel met die nagmaaltafel. En wanneer hy praat in Psalm 22 vers 6, wanneer hy praat van die wurm, in die Hebreëse taal was daarna verwys as die tolath. Die tolath wat beteken wurm. Maar hy het 'n verlengingsnaam tolath shani, wat skarlaken of crimson beteken. En dit was die skarlakenwurm. Nou, hierdie spesifieke wurm, en u gaan sien as ek die beeldspraak vir u uitbring, dan gaan u presies sien wat hierdie krimsonwurm in die natuur vir ons gesê het, met betrekking tot Jesus en met betrekking tot die nagmaaltafel. Die krimsonwurm, soos wat u kan sien, heg hom aan 'n boom. En dit is daar dat die krimsonwurm sy eiers lê en die larwes beskut binne in homself. En dan skei hierdie krimsonwurm 'n rooi, 'n skarlaken vloeistof af, waaraan die larwes eet. Maar dit bied ook aan hulle beskerming. Daardie krimsonwurm lewe nie meer nie. Hy sterwe aan die hout, sterwe daardie krimsonwurm en dit bevlek die hele hout rooi. Is dit nie wat aan die kruis gebeur het nie? Psalm 22 vers 6 kom en hy sê, ek is 'n wurm en nie 'n man nie. En so 250 jaar, 300 jaar later, kom Jesaja en hy skryf in Jesaja 53 vers 2, hy sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, of geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Psalm 22 vers 6. Ek is 'n wurm en nie 'n man nie.
Niemand wil 'n wurm wees nie. Ek het geen aansien. Ek het geen begeerlikheid om dit aan julle oor te lewer en oor te dra nie. Kom ek vat u verder. Nou gaan ons reg voor in die Bybel. By Genesis 3. Die sondeval. Die mens was in die tuin van Eden. Hulle het geleef in heerlikheid en mag en krag en het geheers oor alles. En die sondeval het in die wêreld gekom soos met 'n oogknip. En toe God hulle soek, toe besef hulle is naak en hulle van God versteek. Mens, waar is jy? Roep God ook nie altyd vir ons in die stilte van die aand, mens, waar is jy nie? Ons besef ons is naak, Here. Wie het aan julle te kenne gegee dat julle naak is? En toe God die mens se naaktheid se sonde aanskou, wat het hy gedoen? In Genesis 3 vers 7. Die mens het eers probeer om hulle eie sonde te bedek met vyeblare. Hy het eers probeer om homself te verontskuldig van die daad wat hy gepleeg het. Maar in vers 21 kom het en God handel en bring voort die eerste offer. God is die God van die offer. God is die God van die bloed wat ons gebruik. Daar moes 'n liggaam wees en daar moes bloed vloei om die sonde van die mens te bedek, sodat hulle velle kon hê, skorte van gemaak kon word. 'n dier moes sterwe. Daar moes 'n bloedoffer wees, 'n soenoffer, te vergifnis van hulle sonde. Die vergifnis was daar, maar die aanspreeklikheid vir hulle dade moes hulle nog steeds dra. 'n verdere reis vat ons na Egipte in Exodus 12, waar ons die krag van die Pasgafees ervaar. Op die nag waarin God sy volk uit Egipte uitlei. Die opdrag is duidelik. Slag 'n lam sonder gebrek, vlekkeloos. Neem elke huis die vleis. Maar die bloed moet julle aan die deurposte van die huise smeer, sodat wanneer die engel van die dood verbytrek, dit die bloed kan erken. Dis 'n tipe van waar Christus sou wees. Sy vlees wat ons eet, die brood. Sy bloed wat ons drink, dit is die sap. Want daar is krag in. In hierdie handeling kom hy en hy sê daar is redding en bevryding. Die bloed van die lam aan die deurposte gesmeer was die teken dat die doodsengel moet verbygaan. En die verbondsteken, die verbondsverhouding tussen God en Israel. Ons het daar dieselfde verbond.
Vandag wil ek aan u sê, dat hierdie nagmaaltafel het 'n krag vir u. Wanneer ons deelneem aan die nagmaal, moet ons weet, dat daar is krag in hierdie tafel. In hierdie simbole is daar krag. Dis verlede week dat ek 'n seentjie aan die Here toewy, in 'n pragtige naam, Sacré, Frans afgelei voor sacrament, o holy. En dit is wat hierdie sakramente vir ons is. Dit is heilig. Maar dit is nie net heilig nie, dit is het 'n krag tot herinnering. Want Paulus in 1 Korintiërs 11, hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Selfs Jesus het aan sy disippels gesê, doen dit tot my gedagtenis. Wanneer ons aan die nagmaaltafel sit, dan dwing dit ons om stil te staan. Dit dwing ons om 'n kykie te gee in wat vir ons gedoen was. Dat ons skuld betaal is. Soos daardie krimsonwurm homself aan die hout vasheg en sy lewe gegee het, herinner die nagmaaltafel ons aan Jesus se kruisdood en dat hy sy lewe vir ons gegee het. Wat sê Lukas? Hy sê, daarom neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle. En sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Elke keer as Jesus by die nagmaaltafel gesit het, het hy sy disippels geherinner, doen dit tot my gedagtenis. Ons word herinner. Elke keer word ons herinner. Maar ek gaan later kom. In die vroegste tyd, in Exodus 12, was daar gesê dat elke huisgesin die Pasga moet vier saam met sy gesin. Dit is in Exodus, in Deuteronomium kom ons en het dit verander, dat daar net tydens die tempel en wanneer daar geoffer word, die Pasga gevier word. Dit het 'n feestyd geword. Soos wat ons 1 keer 'n maand saamkom om die nagmaal te vier. Maar Jesus het dit kom verander. Ons gaan nou daarby kom. Die krag van herinnering gee aan ons daardie herinnering en die gedagte dat ons verskuif die fokus van ons foute en ons verskuif dit na die oorwinning van Jesus. Because it's not about us. It's his sacrifice for us, on our behalf. Want as ek dan nie met Christus beklee nie, kyk hy dan nog na my foute. Andre Crouch sing, hy sê die lied, he looked beyond my faults and he saw my needs. Omdat hy my tekortkominge raak gesien het, het hy dit aan die kruis vasgenaal. En daarom is daar 'n krag van verbond en gemeenskap wat ek nou met Christus het, en die nagmaaltafel is 'n sigbare teken van die nuwe verbond. In die antieke tyd was die nagmaal, die Pasga, deel van 'n maaltyd, 'n teken van vrede en verbond. En wat
dit vir ons verklaar, wat dit vir ons verklaar, is dat jy deel is van God se familie. Dat Johannes 1 vers 12, want almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. I'm part of the family of God. Hy sê, ek noem julle nie meer vreemdelinge nie, julle is ook nie meer bywoners nie, maar julle het nou familie geword, julle het nou my vriende geword. Ek staan nie meer eenkant nie, maar ek weet dat ek 'n heilige priesterdom is. 'n eiendom uitverkies en uitverkry deur die bloed van Jesus. I'm part of his family. Daar is geen skeiding tussen myself en God nie. Dit is vry. Jesus het aan die kruis gesê, dit is vry vir elke sondaar om tot God te gaan. Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur en ek kan nou saam met Christus gemeenskap hou. En hierdie tafel bring vir my die krag van gemeenskap en verbond met God en met Christus. Die nagmaaltafel bevestig dat ons deel van 'n verbondsfamilie is. Toegang tot God en gemeenskap in herstel. Hoe is dit moontlik dat jy tot God kan bid? Hoe is dit moontlik dat wanneer jy in jou kar ry, jy met hom kan praat? Wat het dit bewerkstellig? Dit wat hierdie tafel vir ons gebring het. Jesus se sterfte. Hierdie verbond. Hierdie sakramente bring ook vir ek en u die krag van genesing en herstel. Dit is 'n kanaal van genade. Want ons kan daarin deel hê. Want die profesie is vir ons duidelik. Hy het ons siekte en ons siektes op hom geneem. In Jesaja 53 vers 4 en 5. Maar hy is deurboor weens ons oortredinge. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So die nagmaaltafel bring vir ons die krag van genesing. Ek hoef nie gebukken te gaan onder die pyn en die lyding wat hierdie wêreld aan ons bied nie. Want daar was vir my aan die kruis van Golgotha 'n middel bewerkstellig wat my genees. 1 Petrus 2 vers 24, hy self het ons sondes aan sy liggaam op die hout gedra. En Petrus kom herhaal, he actually echoed the words of Isaiah. By his stripes we are healed. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die krag van genesing. Romeine 5 vers 10 praat, as ons nou met God versoen is deur die dood van sy seun, hoe sal ons deur hom wat ons gered het, nie gered word van die toekoms se toren nie? Ons is gered.
Die nagmaal bied hoop op herstel fisies, emosioneel en geestelik en bevestig God se vryspraak oor ons skuld. Ek gaan nie meer gebukken onder die skuld en die las wat vir ons, wat in hierdie wêreld is nie. Die nagmaaltafel gee aan ons die krag van proklamering. 1 Korintiërs 11 vers 26. Dit sê, want so dikwels, en hier wil ek vir 'n oombliekie stil staan, en ek wil terug aan wat ek vroeër gesê het. In Exodus 12 was dit gesê dat elke familie die Pasga moet vier. 'n Lam moet slag, sonder gebrek. Die vleis moet eet, die bloed aan die deurposte. In Deuteronomium kom ons en ons sien dit verander. Dat dit net deur die tempeldienaars, die hoëpriesters, in die tempel, in die voorhof, gedoen moet word. Die soenoffer moet net die hoëpriester doen. Die bloed moet sprinkel op in die allerheiligste deel, op die versoendeksel. En wanneer God dit aanvaar, sou die hoëpriester lewe. Maar as God dit nie aanvaar nie, sou die hoëpriester sterf en hulle moes hom met 'n tou uittrek. Maar Jesus kom verander dit deurdat hy sê, en Paulus skryf dit, hy sê wat ek van die Here ontvang het, wil ek ook aan julle oorlewer, dat so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, doen dit tot my gedagtenis. Nou wat beteken so dikwels? Paulus gaan verder en hy sê so dikwels as julle by mekaar kom. Wanneer die familie by mekaar kom, het hulle die voorreg om aan 'n tafel te sit. Wanneer die home cell of die connect groep by mekaar kom, het hulle die voorreg om aan 'n tafel te sit. As ek vir Marco gaan kuier, het ons die voorreg om aan 'n tafel te sit, want dit is 'n krag vir ons. Dat ons herinner mekaar aan die verbond wat ons met God het. So daardeur proklameer ons, verkondig julle die dood. So wanneer ons dit doen, dan verkondig ons die dood van die Here, net nou, totdat hy kom. Hierdie is iets wat ons moet doen. Want Jesus sê by geleentheid, hy sê, ek sal nie weer, toe hy dit het, saam met sy disipel toe sê, ek sal nie weer, saam met julle, in hierdie lewe, aan hierdie tafel sit nie. Maar doen dit tot my gedagtenis. Want 1 Korintiërs 11 vers 26, want elke keer as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dan kom Psalm 22 en hy sê, ek sal u naam verkondig aan my broeders, aan my volk, aan die mense met wie ek saamwerk, aan my skoolmaats by die skool, aan my medestudente by die universiteit, aan my bure, saam met wie ek saam bly in een straat, sal ek die dood van die Here verkondig totdat ek kom. Totdat hy kom, nie ek nie. Totdat hy kom. Al die eindes van die aarde sal die Here nie vergeet nie. Al die geslagtes sal na hom terugkeer.
Maar dit lê in ek en u. Die krag van proklamering is by ons wanneer ons aan hierdie tafel sit. Geen wonder Paulus kom en hy sê, beoordeel jouself voordat jy eet. Want wanneer jy gaan eet en gaan drink, moet jy verklaar dat jy bereid is om sy dood te verkondig totdat hy kom. Want as jy dit nie doen nie, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Want dan staan jy nie in die krag van die nagmaaltafel nie. Dit is ook 'n krag vir my tot voeding. Jesaja Johannes 6 vers 51. Kom hy en ek sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel afgekom het. Wie van hierdie brood eet, sal in ewig lewe. As julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe nie. It brings life. It ensures that John 10 verse 10 be relevant in your life. I came so that you can have life and life abundantly. That is the power of communion. To bring us life and life abundantly. It's not just something that we do and then it's gone. It's not something that we do and then it's gone. Luister na vers 35. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit meer honger hê nie. En wie aan my glo sal nooit meer dors hê nie. Die nagmaal voed en versterk ons sodat ons die roeping en die pad wat voor lê kan volhard. Dit is deur hierdie nagmaaltafel dat ons kan sê ek strek my uit na dit wat voor lê en ek vergeet wat agter is. Ek sien die kroon wat vir my weggelê is, wat voor is. Ek sien my eindbestemming, ek sien die wenstreep. Ek word nie meer vasgehou deur die kettings wat aan my en die boeye wat aan my voete was nie. Dit gee aan my daardie voorreg. Want dit maak my sterk. Paulus skryf aan die Korintiërs, so dikwels wanneer julle by mekaar kom. Ek het vroeër gesê, dat as jy nie eet en as jy nie drink van dit nie, as jy nie jouself beoordeel nie, as jy nie bereid is om die proklamering van sy dood te verkondig nie, want in dit is daar lewe, en ek het lewe al sou ek sterwe. Maar dat die skrif van 2 Timoteus 3 vers 5 in u tot vervulling kom nie. Jy het 'n gedaante van godsaligheid en het die krag daarvan lankal verloor. As jy nie bereid is om die krag van proklamering van die dood van die Here te verkondig nie, wanneer jy hier uitstap, dis wanneer, soos iemand eendag gesê het, die tekkie die teer slaan. Dit is dan wanneer jy Christus uitleef.
Ek kyk so iets op YouTube wat vir my aangegryp het. 'n Jong dame, sy is die worship leader van haar gemeente. Wonderlik. Sy lei die aanbidding, laat die salwing van die Here op die gemeente val. Then she went out into the marketplace to preach the word, the power of proclamation. And while she was busy preaching the gospel of Jesus Christ, an old man stumbled and spilled the contents that he had in his hand on her feet. My vraag in daai oomblik, what would Jesus have done? Wat sou Jesus gedoen het? Maar wat hierdie jong dame doen was in kontras met die woord wat sy gepreek het. Sy snou die ou man toe. Haar karakter word geopenbaar dat sy nie empatie het met die ou man nie. En 'n jong man stap nader en hy berusp haar. Min wis sy dat hierdie jong man die betrekking waarvoor sy bid in sy hand het. Net soos Pastor Knowles dalk baie kere oproepe ontvang en sê, is daar nie iemand in jou gemeente wat ons kan aanstel in een of ander aspek by ons maatskappy nie. So het hierdie jong man na die pastoor toe gegaan en gevra, is daar nie iemand met onberispelike karakter om by hulle maatskappy aan te sluit nie. Onmiddellik the worship leader. Onmiddellik het die pastoor die worship leader in gedagte. En toe sê die volgende week, daar kom vir die afspraak by die kerkkantoor. Toe staan sy met dieselfde man voor haar, vir wie sy uitgekreet het. Vir wie sy in arrogansie gesê het op die markplein. Ek wil u vandag vra terwyl ek afsluit. Hoe neem ons deel aan die nagmaaltafel? In 2022 in Brittanje was daar 4 manne, jong manne, wat gegaan het om 'n nagmaaldiens te ontwrig. Hulle het gesê, dit beteken niks, die Christene sê die nagmaaltafel het 'n krag, dit beteken niks en hulle gaan dit bewys. Hulle was van 'n geloof wat reg en loodreg teenoor Christene staan. En hulle gaan ook na die kerk toe. En hulle kom daar, hulle sit reg agter, en toe die tyd is vir die nagmaal, toe gaan hulle vorentoe, en hulle gaan neem ook deel aan die nagmaal. Die Bybel sê, beoordeel jouself, anders eet jy 'n oordeel oor jouself. Toe hulle daar voorkom, kry hulle dit, en een na die ander het hulle na hulle sitplek teruggekeer. Maar daar was iets wat in hulle binneste pos gevat het, die krag van die nagmaal het hulle tot oorgawe gedwing. Daai 4 jong manne het daai dag gaan erken aan die predikant dat ons het gekom om jou nagmaaldiens te ontwrig en uit te basyn dat hierdie nagmaal beteken niks. Maar ons moet erken
dat hy wat dit bewerkstellig het, is werklik. Hoe neem ek en u deel daaraan? Kom ons beoordeel onsself. Kom ons kyk na onsself. En laat ons nie die krag van die nagmaal onderskat nie. Want dit bied aan jou lewe. Mag die Here u seën. Amen. Let's give God praise in this house. What a powerful word. What a powerful representation of the communion. It blew my mind the way you presented that. So we acknowledge the knowledge that you have with the word. Allow me just to latch on to what Dr. Graham has shared. So as we come to this table this morning, we step into one of the most prophetic moments in the Bible, in the passage of Psalm 22, as Dr. Graham was ministering. The Psalms begins with a cry that's familiar to all of us. A cry that is not just written by David, but also that Jesus cried out on the cross. Yes. And that is, my God, why have you forsaken me? If you guys can just quickly put on that presentation. Thank you so much. The reality of the suffering is that Psalm 22 does not hide the pain. It's raw. It's honest. And it speaks of the abandonment, the mockery, and the fact that Jesus was pierced on the cross. Jesus did not avoid the suffering. He entered into it. He took it upon himself to sacrifice his life. So when we take communion, we don't come pretending that everything is okay. We acknowledge our brokenness, and we acknowledge our sin, and we acknowledge our pain. This cross reminds us that God's not distant from suffering. Amen. He stepped into it. Verse 16 says that they pierced my hands and my feet. Centuries before the crucifixion was written, at the cross, that became a reality. Amen. Psalm 22 also says that we see something different and profound happening. The innocent one suffered on our behalf. The one that was ministering to people suffered on our behalf. Jesus took our sins, our shame, and our punishment, and in exchange, he gave us his righteousness, his peace, and access to the Father. We have access to the Most High God. When he cried, "Why have you forsaken me?" he was experiencing separation that we deserved, undeserving love, so that we never have to sacrifice ourselves like that. This communion moment is a moment to remember. It could have been us, but he took our place. Think about it just for one moment, just before we come and enjoy this. He took our place. Psalm 22 does not end in despair, though. It shifts. I will declare your name in the assembly. I will praise you. That's verse 22. It starts with suffering, but it ends in victory. It ends in celebration. What begins in abandonment ends with worship. This gospel, the cross was not the end. The suffering gave way to glory. Death gave way to life. Because of Jesus, our story doesn't end with pain. Our struggle is not our conclusion. Your cross leads to resurrection. You will get out of this. You will be better. You will get better. So today, as you hold this bread and as you hold this cup, it reminds us of his body
that was bruised for our iniquities, broken for us. This cup reminds us of his blood poured out on the cross. As previously in Isaiah, as we heard just now, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So take a moment this morning. Let's close our eyes. Where have you felt forsaken? Use this moment to release that. Lay your burdens at the cross. And remember that he's already paid the price. And rejoice in this victory that Jesus gave us. Verse 27 says, all the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. So this morning, this table is not just a remembrance. It's participation in redemption. Amen. Let's close our eyes. Father, we thank you. Thank you for the cross. Thank you for sacrificing your life for us. We acknowledge that you did it for our sins. We acknowledge that you sacrificed for us. You loved on us so hard that you're willing to give your Son, Jesus Christ, as a sacrifice. Thank you that you were forsaken so we could be accepted. Thank you, Lord. As we take part of this communion, help us to remember the cost. And also help us to remember the victory we have in you. Heal our hearts, restore hope as we draw closer to you. In the mighty name of Jesus. Amen.